Nou in ons eerste lesie het ons 'n inleiding tot trigonometrie gehad en in die inleidende les van trigonometrie het ons geleer hoe om 'n driehoek se sye te identifiseer. Ons het gesien dat trig die afgelei is van die Griekse woord trisgonia en metron wat vir ons beteken driehoeksmeetkunde en ons gebruik trigonometrie om die onbekende afmetings van driehoeke te bepaal. Nou in vandag se lesie gaan ons verder met die definisies van triegverhoudings. So, ons moet gaan kyk hoe hierdie verhoudings werk. Onthou, ons het gesê, trig gaan oor die verhoudings van spesifieke sye van 'n driehoek. So ons het nou geleer hoe om die sye van 'n driehoek te identifiseer. En vandag se les gaan ons nou kyk na die trigonometriese verhoudings, die definisies van die trigonometriese verhoudings. Ons werk met 'n reghoekige driehoekie. In ons reghoekige driehoekie weet ons hierdie hoekie se grootte is theta. So wanneer hierdie hoek se grootte theta is, wil ons gaan kyk na die spesifieke verhoudings van die sye. So ons het gesien, ons identifiseer hierdie sy altyd as die skynsy. Hierdie sy is ons teenoorstaande sy van die hoek theta. En ons het gesien, die sytjie wat aan teen theta grens, is die aangrensende sy van theta. Nou hierdie benoemings van die sye van 'n driehoek is wat ons gaan gebruik wanneer ons triegverhoudings skryf. Nou as ons gaan kyk na die triegverhoudings van, kom ons benoem hierdie driehoek net driehoek A, B, C. Goed. As ons gaan kyk na die triegverhoudings, as ons gaan kyk na die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skynsy. Dit is ons triegverhoudings waarmee ons gaan werk. Die tweede verhouding waarna ons gaan kyk, is die verhouding van die aangrensende sy tot die skynsy. En dan die volgende verhouding waarna ons gaan kyk, is ons derde verhouding waarna ons gaan kyk, is die verhouding van die teenoorstaande sy tot ons aangrensende sy. Nou hierdie verhoudings is in die spesifieke hoek van theta. So daai teenoorstaande sy op skynsy, as ons kyk na ons teenoorstaande sy op skynsy, dan sê ons dit is die sinus van theta, is altyd ons verhouding van ons teenoorstaande sy op ons skynsy. Dit gee altyd vir ons die sin van die hoek theta. So om te onthou hoe werk die sin van theta, gaan ons hom skryf as die sin en daarom kan ons sê, dit beteken vir ons is 'n maniertjie om te onthou, dat sin van theta is altyd my teenoorstaande sy op my skynsy. As ons kyk na ons tweede verhouding, wat die aangrensende sy op die skynsy is ons tweede verhoudingkie, is ons aangrensende sy op ons skynsy. So
So die verhouding van aangrensend op skuins is altyd die kos van die hoek. Ons praat in kort sommer van die kos van die hoek. Nou om kos te onthou, het ek sommer gesê kos as. So hoe onthou ek dit? Kos as ek honger is. Dan help dit vir 'n mens. Kos van theta is my aangrensende sy op my skuinsy. Dit is hoe ek my kos maklik onthou. Dan is my derde verhouding wat ons neergeskryf het, is ons teenoorstaande sy op ons aangrensende sy. En ons praat van dit as eintlik die tangens van die hoek, is altyd my teenoorstaande sy. Op my aangrensende sy. So, toe ek klein was daar 'n gediggie oor 'n tante Koba. So, met tan onthou ek nou altyd tanta vir tante Koba. Met ander woorde, ek kan daarom sê die tan, ons kort tangens ook af sommer as tan. Die tan van die hoek is altyd my teenoorstaande sy op my aangrensende sy. Kom ons kyk nou net byvoorbeeld na 'n voorbeeldjie. As ons 'n reghoekige driehoekie het. Goed, so as ek nou my reghoekige driehoekie het, onthou hierdie hoekie is 90 grade. Ons werk met driehoek A, B, C. En hierdie is nou ons voorbeeld om ons sin, kos en tan verhoudings van die hoek uit te werk. So as hierdie hoekie theta is, dan beteken dit ons weet mos nou, hierdie sy is my teenoorstaande sy, hierdie BC is my aangrensende sy, en AB is my skuinsy. Goed, so kom ons sê nou, hierdie driehoekie se afmetings is vir BC is 4 cm en ons sê AC is 3 cm. Dit is hoekom dit belangrik is dat julle van Pythagoras ook onthou. So ons kan nou sê AB se lengte uitwerk, want ons wil nou graag hierdie driehoekie oplos. Goed, dan kan ons AB se lengte uitwerk en ons kan sê AB se kwadraat is mos gelyk aan AC se kwadraat plus BC se kwadraat wat mos Pythagoras is. Dan kan ek nou sê, maar AB gaan dan gelyk wees aan 3 se kwadraat plus 4 se kwadraat se vierkantswortel, en as ek dit uitwerk, dan kry ek dit is 5 cm. So ek kan my 5 cm vir my skuinsy insit. Is julle reg? Nou, as ons gaan kyk na die verhouding van theta, as ons gaan kyk na die sin van theta, dan beteken dit is die verhouding, onthou dis sin t, s. As ons net weer hier skryf is sin t, s. So dit is ons teenoorstaande sy op my skuinsy. So as ek hierdie hoekie gaan neerskryf, dan gaan die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skuinsy is dan 3/5. So my sin van theta gaan gelyk wees aan 3/5. In 'n volgende les sal ons dan nou leer hoe om die grootte van theta te bepaal, die grootte van die hoek te bepaal, waarvan die verhouding van die teenoorstaande sy tot die skuinsy gelyk is aan 3/5. So my tweede ene, as ek kyk na die kos van theta, dan gaan ek kry, onthou hoe het ons gesê, kos as ek honger is, kos as,
is aangrensend op skyns. So dis my aangrensende sytjie op my skynsy. Met ander woorde, ek kan sê die verhouding van my aangrensende sy op my skynsy is die kos van die hoek theta. My aangrensende sy is nou 4 cm en my skynsy is 5 cm. Dit is dus my antwoord vir die kos van theta. Die derde verhouding of triegfunksie is die tan van theta. In tan ta is te en jou a, met ander woorde, tan ta koba is tan van theta is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy. My teenoorstaande sytjie sien ek is 3 cm op my aangrensende sy wat 4 cm is. So my verhouding van my teenoorstaande sy op my aangrensende sy wat die tan van theta is dan 3 op 4. Kom ons kyk nou na nog 'n driehoekie. Tannie teken hierdie driehoekie nou juis verkeerd om, dat julle weer kan mooi sien. Julle het mos nou geleer om die hoeke te identifiseer, of die sye van die driehoek te identifiseer. So as ons nou het, dat hierdie driehoek hoek R is nou theta, dan beteken dit, as ons die sye kan identifiseer, PQ is die teenoorstaande sy, PR is die aangrensende sy en RQ is die skynsy. So, ons wil net mooi kyk na die definisies van die triegverhouding, so dit is wat ons in hierdie lesie moet inoefen. Die sin van theta, onthou is sin van theta is my teenoorstaande sy op my skynsy. Teenoorstaande sytjie, met ander woorde, ek kan skryf die sin van theta gaan gelyk wees aan PQ op RQ. Dit is die sin van my hoek theta. Die tweede enetjie waarna ek kyk is die kos van theta, die tweede verhouding. Onthou, ons het gesê kos as ons honger is, met ander woorde, dit is aangrensend teenoor skyns. Kos as ons honger is my aangrensende sy op my skynsy. So ek kan sê my kos van theta, my aangrensende sytjie is nou PR en my skynsy is nog steeds RQ. So kos se verhouding van die aangrensende sy tot die skynsy is PR op RQ. Die derde verhouding, tan van theta, tan ta is reg, tan ta, onthou ons skryf hom, tan ta koba, tan teen te vir teenoorstaand, a vir aangrensend. So, teenoorstaande sytjie van my hoekie theta is nou, die tan van theta gaan met ander woorde gelyk wees aan teenoorstaand wat PQ is op my aangrensend wat PR is. Nou goed, kom ons vat nou hierdie selfde driehoekie. Maar ons kyk nou net na 'n ander hoekie. So kom ons kyk na 'n hoekie. Kom ons maak dat hoekie gelyk is aan alfa. Hierdie hoekie se grootte is alfa. Maar nou moet ons sien, ons benoeming van ons driehoek gaan ons nou anders lyk. Ons het mos nou geleer om die driehoek te benoem. So, as ek nou kyk na alfa, dan onthou ek hierdie sy teenoor my 90 grade hoek is nog steeds my skynsy. Die hoek teenoor alfa, die sy teenoor die hoek alfa, is my teenoorstaande sy. Die sy aangrensend aan alfa is my aangrensende sy.
So as ek nou met my hoekie alfa werk, het ek nou 'n ander teenoorstaande sy, 'n anders aangrensende sy, steeds dieselfde skynsy. So as ons nou gaan kyk na ons verhoudings, met ander woorde, ons eerste verhouding is die sin van alfa. Onthou, alfa verteenwoordig nou my hoek se grootte. So die sin van alfa is die verhouding van die teenoorstaande sy op die skynsy. As ek nou gaan kyk na die verhouding van die teenoorstaande sy op die skynsy, wat die sin van die hoek is, dan sien ek my teenoorstaande sy is PR, op my skynsy wat QR is. So die sin van alfa se teenoorstaande sy op die skynsy is PR op QR. As ek gaan kyk na die kos van alfa, onthou kos as ek honger is, met ander woorde, kos is my aangrensende sy op my skynsy. So die kos van alfa se aangrensende sy is nou PQ. Met ander woorde, die kos van alfa is PQ op die skynsy wat RQ is. Of QR, maak nie saak nie, dis dieselfde sy. Goed, as ons nou gaan kyk na die tan van alfa, in hierdie geval is my hoek se grootte alfa, tan het ons gesê is teenoorstaand op aangrensend. So onthou tan ta. Tan van alfa is met ander woorde my teenoorstaande sy. Wat is my teenoorstaande sy? My teenoorstaande sy is PR. Op my aangrensende sy, wat is my aangrensende sy is PQ. Dit gee dan vir my die tan van alfa. Dan ek hoop julle verstaan die verhoudings van die sye nou mooi, van sin, kos en tan, en julle kan hierdie eienskap en die triegdefinisies nou te erken en neer te skryf, kan julle met hierdie huiswerk oefeningkie doen. Dit is belangrik dat julle dit mooi verstaan, want dit is die hele basis van trieg. Geniet dit.